Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is vandag hierso saam met Sensaku/Syngenta. Sonneblomme. Hulle nuwe cultivars. Charles is die ou wat die goeder selekteer en uitsort en seker maak dat die regte goeders daar is. So nommer 1, by hulle kry jy 'n premie op olie. Al hierdie goed is hoë olie. Hulle dik olie wat hierso in is. En dan ook 'n klein huisie vol opbrengste. Maar, hoe weet jy wat 'n cultivar is die regte een by jou? Hoe pas hy ensovoorts? So kom ons luister 'n bietjie na hulle hele cultivar pakkie en wat is die suksesse wat hulle al uit hierdie goed uit gekry het. Charles, hoe lyk dit? Joepie, goed met jou. Ja, doodstil, rustig, dinge loop. Okay, so by Syngenta/Sensaku. Julle het 'n ongelooflike innoverende, ek weet nie reg wat die regte woord is, maar innoverend dink ek is die regte ene. Teelprogram is dit kom by sonneblomme waar julle nie net fokus opbrengs nie, maar 'n kombinasie tussen opbrengsolie en toe het julle nou so oulik gewees om te gaan om nog vir my 'n mark ook te kry vir die olie. So ek kry 'n premie. Nou is dit nou net om my tonne en goeders presies daar te kry. Julle cultivar pakkie, kom ons begin daarso. Hoe werk hy? Wat is julle verskillende cultivars wat julle in het? Hoe het elkeen tot dusver gedoen en hoe pas elkeen by my in? Daar's hy. So ons het op die oomblik 4 cultivars binne in ons portefeulje. Om julle nie die mekaar te maak nie, daar's eenetjie met 'n SA 3970. Ja, die ou een, die ou enetjie, so jy sal sien sy naam is nog Syngenta 3970, maar vandat Sensaku in die prentjie gekom het in 2020, het ons voorvoegsels verander na die SNK voorvoegsel toe. So ons het 'n 270 SNK 270 Clearfield, SNK 242 Clearfield en 'n SNK 441 Clearfield. So alles is Clearfield. Ek hoef nie te veel te worry dat my onkruidbeheer en al 'n probleem gaan wees. Alles is Clearfield. Yes, Joepie. So as ons gaan kyk na die nommers, so net om julle bietjie half in te lig, so die 2 en die 4 vooraan gee vir jou die maturity klasse. So ja. As hy 'n 2 vooraan het, gaan hy medium vinnig wees of 'n vinnig medium, afhangende van die daad tot blom, en ons 4 daar gaan ons is besig om hard te druk om te selekteer vir 'n 3 klas tussenin. Ja. Maar die 441 sê vir jou dis klein bietjie later maturity, so hy blom bietjie later en hy stroop ook 'n klein bietjie later. So enigiets hier van 150-155 dae na plant, waar ons 242 bietjie vinniger is. Ons kyk hier na 130 dae na plant. So ons het gaan kyk oor waar is our gaps en ons wil vir julle holisties gaan kyk dat ons al die marke of al die plantdatums kan vang met. So as ek November plant ek 'n 4 en as ek Desember plant ek 'n 2. En as ek Januarie plant ek 'n 2. Ja. So wat ons sê is as jy November plant, kan jy die 2 plant as jy vroeër wil stroop. Maar dan sal ons gaan sê kom ons gaan plant ons langgroeier, ons 441. Hy's ook die enetjie met die bietjie groter opbrengste of die bietjie hoër opbrengste. En hy gaan vir jou bietjie langer bene gee. En dan ook as jy wil stagger, die bietjie jou later aanplantings, dan kom jy met jou 242 en jou 270 in. Want ek meen, kom ons kyk net gou as ons by stroop kom. Kom ons sê ek het 'n klomp hektare wat nou gelyk dan ryp is. Wat is my risiko's met sonneblomme as dit kom by stroop en ek kan nie betyds inkom met die stroper nie? So ons weet voëlskade is 'n groot probleem, veral bietjie verder wes. Hoe langer jou sonneblom op die land staan, voëlskade kan 'n probleem raak. En dan ook op die einde van die dag, jy sit met die feit dat jy jou seisoen rek. Tradisioneel ten daai tyd sal ryp al nie meer 'n kwessie wees nie, omdat die sonneblom al klaar afgedroog wees. Maar jy wil net seker maak, wanneer jy jou sonneblom stroop, dat alles wat jy van hierdie kop af kan stroop nog op hom is. Want dis maar waar die geld lê. Ja, en ek meen, so as jy daai ding kan laat hulle soos wat die stroper loop amper droog word, dan dis die ideale gedeelte. 100%. Okay, so jy sê julle gee my gou julle langgroeiers. 441, SNK 441. Ja, 441. En dan die SA val ook in die lang. Ja, lang klas. SA 3970, sy benaming natuurlik val nou nie binne daai konteks nie, maar ons klassifiseer hom ook as 'n langgroeier. Ja, so asseblief plant hom vroeg. Dis die eerste lot. Okay, en dan gaan ons oor na die een. Wat is hierdie wat hierso staan? Hierdie is SNK 270. So ons kan daarso sien, hy's 'n medium langgroeier. So hy blom bietjie vinniger as ons langgroeiers. Hierdie ouetjie blom so tussen 64 en 68 dae na plant. So 50% blom.
Trek sommer daai ene daar so, ja. Daar's hy. En vir wat vier jy hom nou so? Sodat ek kan sien waar die geld lê. Daar's hy, mens kan sien bestuiving lyk ongelooflik goed op hierdie kop. Maar hoe sien jy nou of die bestuiving goed is of nie? So jy sal sien hier in die middel was daai witterige pypies. Ja. Het nie lekker bestuif nie. Dit mag dalk wees dat hy hier in die einde dalk hierdie koppe as mens gaan kyk na die weerpatroon, het daar klein bietjie reën gekry en hierdie laaste kringetjie wat bestuif is, maar jy kan sien die bestuiving reg van All in all lyk baie goed. Lyk baie goed. So elke liewe pit wat gestroop word hierso gaan bydra tot die tonne op die ouene van die dag. Ek hoor jou. Okay, so dis hoe ek basically sien of my bestuiving. Jy moet onthou jy praat nou met 'n koringboer hierso. Koring en mielies, ons ken nie die goede nie. Ja. En dan maar daar's nog 'n kop, moet ons kyk. Maar nou net een kop by hierso, né? Ek wil nog 'n kop sien. As jy kan sien daar so hoe mooi het hy bestuif in die middel. Hy was pragtig, né? Nee. Binneste kring alles. Let op die pikswart saadjies. Ja. So dit is ons genetika is baie sterk swart pitte en dit is sterk korrelasie met die hoë olie-inhoud van so swarter hoe meer olie. Dit is net so. Okay, en dan opbrengs wat julle kry op hierdie goed oor die algemeen as die omstandighede dan nou redelik reg is. 270 te baie goeie opbrengspotensiaal. Dit varieer natuurlik soos jy sê die omstandighede, die omgewing speel 'n groot rol. Hierdie kondisies lyk ongelooflik goed. Ek kan nie sien dat ons minder as 2.2 tonne hektaar hier sommer sal kan stroop nie. Dit lyk ongelooflik goed en ons weet die potensiaal vir 270 is daar. Ek het dit nou al vir julle genoem, maar op hierdie een het ons in die Bultfontein area het ons al 4 tonne gestroop op hierdie kultivar. So hy het 'n potensiaal as hy in die regte tyd, regte omgewing en die regte kondisies geplant is om regtig hoë opbrengste te gee. En as jy dit nou nog die olie ook bysit, ek meen dan moet 'n mielie se gat roer. Ja, dan dit is waar die premie opbrengs dan regtig begin saampraat. En premie opbrengs is die olie gepaard saam met die opbrengs en die premie wat betaal word. So dan praat ons van premie opbrengs en dan is hierdie ding se premie opbrengs ongelooflik goed. Wat beteken goeie geld terug in die boer se sak. Okay. Siekteweerstand, daai tipe van goed op hulle? Ja. Joepie, ek dink soos wat ons hier kan sien, ons het redelik baie reën gekry die laaste ruk. Ons kan sien die blaar canopy is nog redelik gesond. Ja, hier aan die onderkant van die blare sien jy dalk so klein bietjie alternaria wat deurkom, maar met die hoeveelheid reën wat hier geval het in hierdie seisoen, kan ons sien dat die blare maar die grond is nog papnat, papnat, ons kan dit sien. Nee, ongelooflike goeie blaarsiektepakket. En dit is oor die feit dat in Argentinië is dit baie streng seleksiekriteria waardeur hulle gaan. So blaarsiektes is vir hulle ongelooflik goed. Ons kan dink hierdie is die masjien van die plant. So as jou blare eers meegee, dan op die einde van die dag het jy niks om jou opbrengs vol te maak mee nie. So nee, ons is baie gelukkig en baie dankbaar dat ons regtig goeie blaarsiektepakket het. Nou obviously julle vergelyk nou die goeders met die met baie van die kompetisies se kultivars en so voort. Yes. Nou as jy nou jou hoë opbrengsgoed in die mark vat wat heidaglik beskikbaar is, hoe vergelyk jy die nuwe kultivars van julle met hulle? Baie goed. Ek dink ons is op die oomblik op 'n plek waar ons 'n baie kompeterende portefeulje het. Reg deur die bank, ons hele portefeulje is baie kompeterend met alles wat op die oomblik in die mark is. En dis dan net uit 'n opbrengsoogpunt. Dit is net uit 'n opbrengs. Dit is nie om nog die olie by te sit nie. Ek dink wat ons as Syngenta eenkant plaas of bietjie verder van die kompetisie verwyder is dan daai olie added benefit wat ons het wat dan op die einde van die dag vir jou die olie opbrengs en die olie premie opbrengs gee. So ja, nee, maar net suiwer opbrengs het ons definitief staan ons nie terug nie. Okay, ek wil nou saad order. Hoe maak ek? Kan ek van die goed in die hande kry of is dit nou weer van daai jy vertel vir my al die mooi stories en dan sê jy vir my ja, kan jy so 2 jaar saad kry? Nee, Joepie, hierdie 270 is hierso. Hy's hier om te bly ook. Saad is beskikbaar. Jy kan sommer uitreik na enige een van ons agente of ons salesmanne in jou area. Al wat ek vir jou sê is die saad is besig om te gaan. So moenie te lank wag voor jy jou bestelling plaas nie. Uitstekend. Charles, dankie baie. Daar's hy, Joepie. Right, sir. Dit is Charles hier op pad Sensaku /Syngenta. Okay, hierdie olie premie besigheid. Ek dink dis ongelooflik belangrik in die volhoubaarheid. Jy weet jy moet altyd
Die nice ding van 'n sonneblom is as jy nie 'n mielie kan plant jy hom mos nou altyd as jy laat reën kry, daai tipe van goed. Of ek meen jy kan hom vroeg plant ook en hulle sê mos is hoe sê hulle as 'n dropper verlep, dan gaan 'n sonneblom nog, nê. Nee. So jy sit met daai risikoverskansing ook. En dan op die einde van die dag die premie op die olie en al daai goeders, maar soos enige ding, ease hom in jou boerdery en kry dit, plant 'n stuk, maak seker jy moet nog genoeg plant dat jy 'n link kan volmaak om weg te vat, nê. Nee. Maar laat jy weet hoe die ding werk, dat jy weet hoe hy in jou omstandighede werk, wat by jou dan hardloop en dan kan jy nou maar pensepotjie spring en dan kan jy nou loop sonneblomolie maak vir die hele land as jy nou sou wou. Maar klinkie bo of onder, kry die Sensako ou daar by jou uit dat hulle jou goeie raad gee. Wat vir my net 'n riem onder die hart is ek kyk nou, ek kom nou saam met hierdie program van die begin af, is hoeveel hulle geherinvesteer het in dit in van Syngenta se kant af en dat hulle daadwerklik 'n belang by die Suid-Afrikaanse boer het. Nie net uit opbrengs oogpunt uit nie, maar jy weet, omset per hektaar, want dis op die einde van die dag wat ons op ons plaas hou, is die geld wat ons maak. So, dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.